Aba Vader, baie dankie vir die geleentheid om voor te kan staan saam met die kinders. Heilige Gees, teenwoordigheid is tasbaar. En ek sens net en ek ervaar net U wil groot goed doen vanoggend vir elkeen wat hierso sit. Waar elkeen 'n uitdaging het in sy lewe, die Here sê ek is hier om ek wil jou help. Vandat Johan gepraat het oor die Heilige Gees, voel ek die teenwoordigheid van U aan hierso, Here. En ek sê dankie daarvoor. En die boodskap is dat nie een moet hier uitgaan vandag sonder dat hy met die Here gepraat het en dat die Here hom help. Of het nou is dat ons bid saam met jou, of as jy net 'n getuienis wil gee, of wat ook al. Die Here sê, hy's hierso, dit is tyd. Hy wil jou losmaak, hy wil jou seën, dat jy kan in die volheid lewe waarvoor hy vir jou beplan het. Dankie, Abba Vader, ons loof U en ons prys U naam. Thank you. Amen. So ek het 'n lekker boodskap voorberei, maar ons moet altyd gehoorsaam wees. En Johan sê, ons moet vertrou op die Heilige Gees. Dit is nie woorde nie. Baie mense, ek hoor praat die mense, en sê, ja, ons vertrou op die Heilige Gees, maar dan sy dade en sy geloof presies die teenoorgestelde. Wat beteken dit om te vertrou op die Heilige Gees? Dit is nie 'n one-off nie. Dit is 'n lewenswyse. Dit is om al die wonderwerkies wat die Here vir ons doen, wat ons baie keer mis. Klein goedjies wat hy vir ons doen, wat ons baie keer mis. En as Johan praat, dat jy moet ingetune wees. En as jy ingetune is by die Heilige Gees, dan mis jy nie sommer die goed nie. En nou dink ek aan daai skrifgie wat sê, luister mooi, hier agter, sê die stem vir jou, luister mooi, gaan links of gaan regs. Ek is geneig om altyd eers te gaan, klaar regs te draai, en dan wonder ek, het ek nou op die regte op, en dan heel waarskynlik op die verkeerde pad. So, ons moet getune wees met die Heilige Gees, en wat die Here vir my gesê het is, alhoewel ek nou hier boodskap voorberei het, ek weet nie of ons by het gaan uitkom nie, maar ek wil 'n getuienis met julle deel wat die week gebeur het. En as daar iets in jou hart is, wat die Here, jy weet, jy voel so, jy kan amper nie sit nie, die stoel brand jou so, en dis 'n ding wat hier in jou mind is, wat jou verswelg, iets wat jou pla. Hoekom loop jy daarmee? Hoekom maak jy nie tyd by die Here, en hier's mense wat wil saam met jou bid, daar is mense wat jou kan help. Die Here gebruik mense om mense te help, glo my. So die getuienis is, ek sit die week in die kantoor, en daar stap 'n ou in my kantoor in, en ek kan nou maar sy naam gebruik, ek dink die meeste van julle ken hom, maar hy sê ek kan praat daaroor. Die ou se naam is Ben, hy werk saam met my daar by Master Drilling, en ek ken vir Ben seker 'n goeie 30 jaar, die nie langer nie, het saam rugby gespeel, saam op die myn gewerk, goeie ou. En ek en Ben se paai het lank terug geskei, dat ons mekaar nie eintlik weer gesien het nie, en ek het later gehoor, hy voluit betrokke by die EG Kerk, en hy praat van die Here, en ek weet, het gaan goed met ou Ben, maar as ek Ben altyd sien, loop hy daar by die werk, nou weet ek nie of het net Master Drilling is nie, die druk daar so, hy loop altyd so gekrom, en frons op die gesig, en as ons by mekaar loop, ons sê, hallo Ben, hoe gaan het? Nee, het gaan goed, en dit is die gesprek, as niks oor te praat nie, kan net oor die werk praat. En hier stap Ben in my kantoor in, en dis 'n ander Ben, ek het nog nie hierdie Ben ontmoet nie. Maar so 2-3 weke, seker 'n maand terug, ek dink om Henny het genoem hierso, het iemand op 'n plaas gewerk, en die ou se elektriesien, en hy het getoets vir krag, en die ding het die boks het ontplof basies. En dit was toe 'n Ben gewees. En hy beland toe in ICU in Milpark, hy was 2 weke in ICU gewees, sy hand lelik gebrand, die kant van sy gesig. En hierdie is sy storie, en hy sê vir my, en nou sê ek my, Ben, maar jy is elektriesien, wat het gebeur by die, hy sê, Jan, ek kan dit nie verklaar nie, hy sê, ek het die 2 toets, penne gevat, het so gedruk, en die volgende om te ontplof hierdie ding. En hy is toe eers na 'n gewone dokter, die dokter sê, nee, jy moet aan ICU toe kom, jy moet onmiddellik gaan, en hy gaan toe nou, en in hierdie tydperk wat hy daar is, hy sê, hy het glad nie pyn ervaar. Hy sê, hy het 2 keer het hy gevra vir pille, want hy het so effens pyn gehad. En hy kry 'n aanraking van God. En in sy kerk
het hulle gereeld mannekampe en hulle is redelik aktief betrokke. En ek het hom al 'n paar keer genooi na die Toolbox kamp toe, elke keer sê Ben, nee dankie, hulle het hulle eie kampe. En dit help nou nie om so oud te verduidelik, maar dit gaan nie oor wat 'n kamp is, wat 'n kamp is, dit is maar net, ons nooi net uit. En die Here sê vir Ben, jy sal volgende hierdie komende naweek se Toolbox kamp toe gaan. Hy sê dit was so uit sy mind uit gewees, hy het nooit daaraan gedink nie, hy het nie eens geweet daar is 'n kamp en dis master drilling betaal daarvoor, alles is gereël. En die Here sê vir hom, jy sal Toolbox kamp toe gaan en jy moet 2 ouens saamvat. En die Here vertel my die storie en my mond hang net oop. Ek kan nie se kans om iets te sê nie, want hy borrel, alles borrel so uit om my. Hy sê, Jan, ek sal nooit in my lewe na hierdie Toolbox kamp toe gegaan het, want ons het ons eie kamp. Ek sê, ja, hy sê, maar die Here het my gesê, hy sê, dis eers keer in sy lewe dat hy die Here oor praat met hom. En hy het uitgekom en hy het bonatuurlik vinnig genees. Hy wys my sy hand, ek meen, hy skaars uit die hospitaal uit. Hy is dan wel nog toegedraai, maar hy kan al sy hand toemaak, hy kon nie sy hand toemaak byvoorbeeld nie. Sy gesig het nie eens 'n merk op nie. En hy skryf dit alles toe aan die Here. Weet, hy kom, ek weet nie vir jare sy na die kerk, hy gaan kerk toe alles, maar hy het nog nooit 'n ontmoeting met die Here gehad. Hoeveel van die mense wat ons ken, gaan gereeld kerk, hy selfs diaken of 'n ouderling of 'n leier, en hy het nog nooit kennis gemaak met Jesus. En hy dink hy's right, hy gaan kerk toe. En hier kom hierdie ouens, en die woord wat ek gekry het, just one touch by the Lord will change your life forever. En dis regtig wat nou met die ou gebeur het. En hy kom sit daar so by, hy sê, die Here het vir hom gesê, hy moet 2 ouens nooi, maar hy weet nie wie om te nooi, hy weet die ouens in sy kerk sal nie gaan nie, want hulle gaan na hulle manne kom. En hy kry 'n gedagte of hy kry ou se naam in sy kop, maar hy sê, hierdie ou sal nooit gaan. En hy is iewerste in die dorp in 'n hardware shop, en hier staan die spesifieke ou. En Ben sê, wel, hy is nou maar net gehoorsaam. Hy vra vir jou, wie gaan hy Toolbox kamp? Ou sê onmiddellik ja. En die ander ou, wat nie eens naby 'n kerk kom nie, hy vra vir hom, jou sê onmiddellik ja. So daai man is nou geboek vir volgende naweek vir die kamp. En hierdie boodskap het my so aangetrek om te sien hoe die Here 'n ou vat hierso en hom oornag verander na hierdie kant toe. Want hy het 'n plan met daai ou se lewe. So ek wil die Here net dankie sê dat hy so awesome is. Dat hy enige persoon kan vat. Enige persoon kan vat. En hy kan net vir hom iets sê of iets laat ervaar in jou gedagtes. Want hoe praat die Here met jou? Hy praat met jou eie gedagtes deur die woord, deur drome. Iemand wat 'n woord vir jou gee. En as jy nie reageer op daai woord, nie gaan daar niks gebeur in jou lewe nie. En hierdie ou, hy is so aangeraak dat hy onmiddellik gaan doen het. En ons praat baie, Gerrie praat baie oor doeners. Ons moet doeners wees van die woord. Behalwe hierdie Bybel, as die Here vir jou woord gee, gaan doen dit net. Daar's 'n blessing en daar's 'n roeping en daar's 'n plan vir jou lewe wat jy nie gedink het is ooit moontlik nie. So terwyl ons nou daai liedjies gesing het, veral daai eerste liedjie, toe voel ek in die Heilige Gees is hierso. En hy wil tyd maak by elkeen van julle, soos julle daar sit. En jy weet klaar wat is jou issue. Dalk is nie 'n issue nie, dalk is net 'n wat ook al. Maar ek sal gehoorsaam wees. As die Here vir my sê, vergeet nou maar jou boodskap, Jan, ek wil praat met die mense. Dan doen ons dit. So ek wil regtig waar 'n uitnodiging rig en sê, as jy iemand is wat nou voel, hy moet nou gebed kry, iemand wat genesing het, iemand wat finansiële uitdagings het, staan op man, laat ons bid. Hier is mense wat, ek is behoort aan die Here werk deur my, deur Johan, deur ons almal wat hier sit wat die Here ken. En die oomblik as die salwing daar is, dan moet ons reageer daarop. En hier is 'n salwing vanoggend, dat die Heilige Gees is hier vanuit Johan se mond opgemaak het, die liedjies gesing het, en ek ervaar die teenwoordigheid, dit is tasbaar. So ek wil 'n uitnodiging maak, en ek is nou baie opgewonde, en ek praat dalk hard, maar dit is hoe ernstig dit is. Want ek twyfel nie daaraan, dat die Here iets vir elkeen van ons wil doen vandag. Nou, hierson. So ons gaan so 'n bietjie afwyk, ek hoop nie ek word onder sensuur geplaas, dat ek nie die roetine volg van ons gemeente, maar ek het regtig voorberei met 'n boodskap, maar ek voel net, as ek nie hierdie uitnodiging rig nie, dan is ek ongehoorsaam, en ek sê ongehoorsaam, nie aan die Here nie. So as enigiemand iets op die hart het, staan nie voor en vertel, en dan doen ons wat die Here van wys. Sluit net jou oë en dink 'n bietjie daaroor, en vra die Here, wat moet jy doen?
Ja, maar Vader, baie dankie vir dit wat nou gebeur het hierso. Vader, u woord staan vas. Dieselfde gister, vandag en môre. En dit wat u gesê het, u sal doen, sal u doen. U is nie 'n mens wat u jok nie. U is getrou in die woord. U kom by niemand hoor gesweer het nie. Want u is die heel bo, heel hoogste. Sê dankie daarvoor, Here, en sê dankie vir die deurbraak en die uitkoms wat nou plaasvind. En dat ons later se kan getuig van die grootheid en die goedheid, Here. Sê dankie daarvoor. Amen. Ek wil tog net iets deel van my boodskap. Die boodskap is, dit gaan oor identiteit, roeping en die blessing. Dit is 'n skrif wat ons baie goed ken in Genesis 1 vers 26 tot 28. En dit is regtig, jy kan eintlik 'n hele maand daaroor praat. Daar is soveel diepte daarin en dit wat God van die begin af vir ons as mens beplan het, was regtig waar om vir ons 'n identiteit te gee volgens sy beeld, na sy gelykenis. En jy weet, ons mense is so hoogmoedig dat ons nie kan aanvaar nie. O nee, ek kan nie soos God wees nie. Maar dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het. Om vir ons te kom wys hoe moet ons lewe. God is almagtig, niemand kan hom mee stry nie. Hy is soewerein. Hy het met 'n woord het hy hierdie heelal geskep. En hy kom wraggies en hy kom sê vir my en vir jou, jy is gemaak na my beeld, na my gelykenis. En ek seën jou dat jy vrugbaar sal wees en dat jy sal vermeerder op hierdie aarde. En dat jy sal heers oor die dinge van die aarde, oor jou uitdagings kan heers. Hy het letterlik vir ons 'n sleutel kom gee om dit oop te sluit en vir ons te sê, vat dit. Nou ek weet hierdie skrif is in die Ou Testament, dit is daai tyd uitgespreek, toe die aarde geskep is en die mense is gekreëer. En nou vanoggend toe besef ek vir die eerste keer toe ek daai skrif nou weer lees, God het alles prepare vir die mense koms. Daar was geen lek nie, daar's niks wat gekort het nie. Die Here het alles voorsien, hy het die aarde geskaap, hy het die diere, die plante groei, daar was Eden gewees. Hy het alles gecreëer, net vir die mense om in te kom en te kom heers. En nou weet ons van die sondeval en al die droogmaak stories. Ons weet, Adam het die autoriteit oorgegee aan Satan. En Jesus moes aarde toe kom om dit te gaan haal uit die doderyk, die sleutels van die doderyk te gaan haal, want hy het die sleutels van die hemel. En toe Jesus opgevaar het na die hemel toe in Handelinge 1 vers 8, wat het hy nagelaat vir ons? Hy het vir ons die Heilige Gees gegee en hy het gesê, gaan heers op hierdie aarde. Ek gee vir julle die autoriteit en die mag en die krag om dit te kan gaan doen. Maar weet wat, Jesus is 'n gentleman. Hy het nooit gesê, jy moet dit doen nie. Hy het sê, doen dit. Soos vir jou, jy het ons elkeen wat hier sit, te keuse om te sê, nee, iemand anders moet vir my bid, of iemand anders moet dit doen, en jy weet eintlik, jy moet dit doen, maar jy wag. Hoeveel keer hoor ons van mense, wag op die Here, maar die Here het eintlik lankal alles vir hulle gegee om te gaan doen wat hy moet doen. Ons wag ons lewe om te gaan doen wat die Here ons voor geroep het. Ek sê nie, is almal nie, ek sê net, ek gebruik het 'n voorbeeld, wat so tragies is met die toolboxkampe wat ons het, as ons met die manne praat, nou, seker 90% van die ouens wat op die kampe kom nie eens in 'n kerk. Baie van hulle was nog nooit in 'n kerk. So dis die regte mense wat daar uitkom, en nou kom jy en dan vra jy vir jou, wat is jou identiteit, wat is jou roeping, het jy 'n budget, al die onderwerpe wat ons bespreek. En die ou se antwoord is nee, hoekom is jy op hierdie aarde? Ek moet werk en trou kinders en dan gaan ek dood. Nee man, God het vir ons awesomeness beplan, hy het vir ons dinge beplan wat die lewe exciting maak, dat jy kan wag om jou oop te maak volgende oggend nie, om te gaan doen dit wat hy gesê het ons moet gaan doen. So in daai skrif weer lees, skrifte lees, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So Gerrie sê ook altyd, hoe lyk God? Hy lyk soos ons wat hierso sit, né? En ons gelykenis, dit beteken om dieselfde te wees. Die ons wat godsdienstig geskrik nou groot, hoe kan ons dit durf sê? Maar ons het die potensiaal om soos Jesus te wees. Ek weet, ons almal is in 'n journey of 'n proses, om by daai autoriteit en daai oortuiging te kan kom, dat ek vir mense kan bid en hulle genees en wonderwerke doen in Jesus naam. Dit is moontlik, ek moet self al ervaar. Maak na ons beeld en na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee, en oor al die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
Nêrens in hierdie skrif staan ons moet heers oor mense nie. Dit is wat die wêreld heeltemal verkeerd doen, kan ek maar sê. Almal wil heers oor almal, né? En God het die mense geskaap na sy beeld, 2 keer. Na die beeld van God, 3 keer. Hy sê dit vir ons 3 keer na mekaar, julle is geskaap na my beeld. En hy is geskaap as man en vrou. Daar's geen twyfel dat daar 'n man en vrou is. Ten spyte van wat die wêreld dink, wat is reg of verkeerd, en dat hulle verkeerd gebore is en 'n ander geslag moes gewees het, is 'n klomp nonsens. En uiteindelik net daar so ons identiteit kon vasstel. Hy het ons identiteit kon vasstel om te sê, Johan, jy's 'n man, Marina is 'n vrou, en that's it, daar's nie in between. En dan kom hy ten laaste en God het hulle geseën, bekragtig om suksesvol te wees. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en al die diere wat op die aarde kruip. Daar's ons roeping. Daar's die eerste roeping wat God vir ons gee. Ons moet vrugbaar wees, vermenigvuldig, heers. So hy gee vir ons die autoriteit om dit te kan doen. Nou sê die ouens, ja, maar dis in die Ou Testament gewees. Wat het Jesus kom doen? Hy het letterlik vir ons kom wys hoe om dit te doen. Dis waar dit in die vlees was in die Ou Testament, is dit nou in die gees in die Nuwe Testament. Maar as jy nou kyk na wat staan nou uit in hierdie 3 versies wat ek wil beklemtoon, is die identiteit. Die mense is geskaap na God se beeld en gelykenis, as man en vrou. En die roeping is wees vrugbaar en gaan heers. En die blessing en God het die mens geseën. Nou, dit is alles onderwerpe wat hierdie gemeente ken en wat baie gepreek word. Maar die boodskap wat ek wil gee is, as 'n babatjie gebore word, wie se werk is dit om identiteit te impart? Wie se werk is om die roeping saam met die Here te besluit oor hierdie babatjie? En dan, wie se werk is dit om daai babatjie te seën? Ek sê weer, in hierdie gemeente is dit nie vreemd nie, maar as jy met die average ou praat, soos die ouens by Toolbox, dan kyk hy vir jou so 'n donkie vir 'n trein. Hy het nog nooit eens gehoor daarvan. Hy het nie geweet dis moontlik nie. So ons as ouers, en veral die man, is verantwoordelik om identiteit vas te maak in 'n kind. Maar nou is jy al 40, 50, 60, nou dit nog steeds nie gebeur met jou nie. Jy weet nog steeds nie waar jy is op pad nie. Hoekom is ek op hierdie aarde? Ons het al ouens gekry op die kampe wat sê, maar ek weet nie wat doen ek op die aarde. Sy hele lewe is al amper verby. En hy weet nog steeds nie hoekom is op die aarde. Hy dink hy moet maar suffer en werk en daar is geen ligpunt vir hom nie. Dan vra jy vir hom in 'n klein groep en dan vra jy vir hom, maar wat is jou passie? Waarvan hou jy? Dan sal die ou byvoorbeeld sê, maar hy hou daarvan om met kinders te werk. I love it om met kinders te praat en die kinders kom altyd na hom toe en alles. Nou wil ek amper vir hom sê, hierso, really, hoeveel keer die Here het nou nog vir jou in jou hart sit, jy het 'n bediening vir kinders. En as jy dit vir die ou sê, dan begin hy te dink aan en sê, ja maar, ek is nie 'n pastoor en ja maar, ek is nie opgelei nie, ja maar. Daar's altyd 'n lys van verskonings. Ek sê altyd vir hulle, ja, daar's mense wat by elke oplossing het hulle 100 verskonings of probleme. Die Here sê vir jou goeders en hy weer eens, hy gaan nie goed op jou afdwing nie. Jesus dwing nie goed op jou af. Hy gee vir jou passie wat in jou hart is. En as jy daai passie gaan ontwikkel en ondersoek nie, dan gaan dit altyd so bly. So die Here gee vir jou identiteit. Hy sê vir jou, neem my aan, bekeer jou en laat jou doop. Dit is straightforward. Ek meen, daar is nie twyfel daaroor wat jy moet doen nie. So dis die eerste ding wat jy moet doen. Die tweede ding is om by die Here uit te vind, Here, waarheen is ek op pad? Wat wil U my voor gebruik op hierdie aarde? Vir 'n kind is dit nou bietjie makliker. Jy kan dit van kleintyd af inbid, inspreek en dit is hoe hulle groot word. Maar nou is ek 60 en ek het nie 'n klou van niks nie. Ek het nou eers die Here aangeneem. En waarheen is ek op pad? Wat kan nou oorloop? Wat 'n verskil kan ek in die wêreld maak? Jy sal verbaas wees om Angus het op 'n laat ouderdom in sy lewe het hy sy bediening begin en kyk waar trek dit vandaan. Ek sê altyd 'n roeping is 'n passie wat jy het, wat jy na jou daaglikse werk in jou vrye tyd sal gaan doen sonder dat iemand jou betaal daarvoor. Ons dink aan die dansgroep, ons dink aan Marina se kunsklasse en goedes wat hulle aanbied buite hulle werk. Dit kos hulle geld eintlik. Dis 'n passie, dit is iets wat die Here in hulle gesit het om iets te gaan doen om die mense se lewens te verbeter. Die Toolbox kampe, Johan word nie betaal om te ry om 'n kamp te gaan aanbied nie. Hy offer op sy eie tyd, sy private tyd, sy eie finansies. Maar daai genoegdoening wat jy het na so 'n aksie, dit vergoed vir alles. So dit is, ek dink dis die eenvoudigste maatstaf hoe jy kan bepaal wat is jou roeping.
Partykeer is jou roeping om net om te bid, soos Marita, vir almal bid. Dit is jou roeping. En dit is awesome, want dit is iets wat daar een kant gebeur, niemand sien dit en niemand weet dit nie. Maar dit het so 'n hengse impak in alles wat gebeur om jou. Okay, en dan die blessing. Nou blessing weet ons ook, meeste van julle weet alles van blessing af. Maar daar's verskeie, wil ek sê, mylpale in 'n persoon se lewe waar blessing van toepassing is. Met ons wat nou klein kinders het en julle ook, Martie, is dit so belangrik vir die oupa en die ma en die pa om vir daai klein babatjie te bid terwyl hy nog in sy mamma se maag is. Ons het praktiese 2 keer ervarings daarvan. Ons het elke Sondag, ons sit my kinders daar in Nederland, ek dink ek het al vir julle van julle die storie vertel. En dan sê ek vir Janke, sit net jou ons op jou maag. Dan sê ek, Welvaart, dis jou oupa Jan hierso. Ek is so lief vir jou. Weet jy wat, jy gaan die beste seentjie wees in die wêreld. Jy gaan die slimste wees. Jy gaan skool deurgaan soos 'n breeze, man. Jy gaan universiteit gaan net die beste punt haal. Ek spreek dit elke liewe Sondag oor. Toe kry ons 'n geleentheid om te gaan kuier. En hy's nog 6 weke, 'n klein babatjie. En almal groet en ek sit natuurlik heel laaste. En ek het hom so gevat en ek sê, Welvaart, dis jou oupa Jan hierso. En onmiddellik het hy gesmaak. Hy ken hy stem. En dis van daai klein tyd af hoor hy dit en hy kan ons nou nie anders as om te glo wat sy oupa van sê. Of die woord wat gespreek is oor hom in hom. So dis nou van 'n klein tyd. En nou soos die kind nou opgroei, is weet die eerste wat sê hulle die eerste 4 jaar so is dit mamma se kind. Want sy maak hom groot. Sy is lief vir hom, sy het hom altyd hier om haar borsvoed. So daai kind is oortuig van die liefde van die mamma. Maar dit is net so 'n belangrike tyd vir die pa om sy liefde te bewys. En om die lyne daar te stel, dissipline lyne. Nou praat ek nie van kwaai goed nie. Hy moet weet wat is reg en verkeerd om sy lewetjie makliker te maak. Dan kom jou kinders hier op 'n 13-jarige ouderdom wat hulle oog gaan na volwassene toe. Hulle hormone raak te mekaar, hulle doen snaakse goed, hulle raak rebels. Ek kan jou beloof, as jy jou kind groot maak op die regte manier, as ek kan sê die regte manier in die weë van die Here, dan is daar nie sulke rebelse tye nie. Ons het dit nie beleef nie. Ons kinders het, ons sien, hulle deur alles. Maar ons het 'n punt daarvan gemaak om hulle te bless en te release as groot mense. Groot event gehad, die mense wat impak en inspraak in hulle lewens het, kom woord gee. En dit was so spesiaal geweest om dit te kan sien. En hulle weet, ons sê altyd, hoe weet jy jy's geseën? Wel, hoe weet jy jy's getroud? Wel, ek het 'n ring, ek het 'n huweliksertifikaat, so ek weet ek is getroud. Hoe weet jy jy's geseën? Daar moet 'n funksie gewees het of 'n bymekaar kom of vergadering waar jou pa of jou ma of pastoor of dominee jou geseën het. Ek sê dan Jan, ek stel jou nou vry in die volwasse wêreld. Ek dink ek was 243. Nadat ek my pa geleer het van die blessing, het hy my geseën. So ek is eers volwasse hierso van 43 af. Maar ek kon voor die tyd kon ek dit sien dat ek volwasse. Ek het al die verkeerde besluite gemaak. Dis hoe kragtig dit is. My hele identiteit het verander na dit. My pa het nie 'n lang storie gehad. Hy het my net geseën. Maar ek het geweet wie ek is. Ek kon my skouers terugloop en weet ek is Jan. My pa het my geseën. Hy het my vrygestel. Ek kan doen wat ek moet doen. En dan latere jare as jou kinders nou op trou staan, is dit belangrik om 'n pad saam met hulle te loop. Weet deesdae is dit die algemeenste vorm van kuier. Ek weet nie hoe doen hulle dit deesdae nie, maar dis mos maar dating. Ons kinders het self besluit hulle gaan nie dating doen nie. Hulle gaan wag vir die regte persoon en ek gaan die deur wees waardeur die man of die vrou moet kom. En dit het letterlik so gebeur. Toe Janke vir Herman daar na ons huis toe bring, sy het eers 'n ander ou gebring. En ek weet die ou nog aanstap te sê van nee, dit is nie regte ou nie, maar dit was nou 'n ander storie. Toe Herman die dag daar aankom, maar Janke is baie stout, sy het ons vertel hoe kwaai is ek en die tyd wat hy daar aankom toe bewe hy so in die sweet loop hom af. En ek sê van kom sien my daar in die kantoor, wat wil jy my dogter doen? Maar dit was nou net 'n grappie geweest en toe die ou nou daar sit, toe die Here klaar vir my sê dit is 'n man vir Janke. En nou is hulle gelukkig getroud vandag. Karel het sommer alles geskep, hy het sommer die regte vrou van die begin af gevat. Ek het al blykbaar, ek kan dit nie lekker onthou nie, maar ek het al blykbaar daar in die kombuis ingeroep en sê, wat is jou planne met my seun? Dus skryk hy so groot. Sy het dit actually vertel op 'n verjaarsdagviering van my.
het sy dit vertel, en toe onthou ek dit so vaag weg, en ja, die mense kan nie glo ek was so gewees nie, maar dit is die pad wat ons saam met ons kinders geloop. Hulle het my vertrou, die pa vertrou, om die regte, pa en die ma, nie met pa nie, vertrou om die regte, eggenoot te kies. En dan sê die mense, ja, maar dis oudmodies gewees, en is meer van toepassing vandag nie. As jy kyk na die egskeidingssyfer in die 1930s daar rond, was 0. Wat is dit vandag? 70%? Tweede huwelike is amper 100%. So actually, daai mense het iets beet gehad, want hulle het altyd 'n chaperone gehad, kan jy onthou nie flieks? What's your intention with my daughter, sir? Onthou jy, as die ou daar aangekom by die huis. So, dit is hoe het gedoen was, en al daai goed is gesteel by ons. Dit is gesteel by ons. En dan die laaste punt wat ek wil maak oor blessing is ou mense. Ons het 'n event gereël vir my ouers. Ek kan nie onthou nie, ek dink hulle was 50 jaar getroud op daai stadium. En toe het ons so 'n verrassingsparty vir hulle gehou, 2 seuns, 2 dogters. En ek en Callie het hulle voete gewas, Magda en Sarita het hulle hande gewas, woord gespreek, gebless. En my pa het na die tyd vir my gesê, die grootste ondervinding wat hy in sy lewe gehad, behalwe om vir Jesus aan te neem, was die blessing. So dit is nooit te laat om iemand te seën, om 'n geleentheid te skep om iemand te seën. Ons kan nie wag vir 'n verjaarsdag om mekaar te seën nie. Johanna, hulle weet al, hulle word genooi, want jy moet 'n woord bring, die geskenk is nie baie belangrik nie. Jy moet 'n woord bring van die Here af, en kom saam kuier en dit uitspreek. So dis die belangrikste ding van alles, van identiteit, roeping en seën. Dit is jou as pa of as ouer, om jou mond te gebruik, om daai goed te verklaar wat die Here vir jou gewys het. As jy dit nie gaan doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Dan moet jou kind deur hierdie wêreld gaan, en hy moet luister wat sê daai ou, en hy moet luister wat sê daai, so hy loop so om by die doelwit uit te kom. As hy van die begin af weet wat is die doelwit, die roeping, plan vir sy lewe, dan sy pad baie meer reg. So ja, dit was die boodskap gewees. Baie dankie. Vader, ja, dankie vir die woord. Dankie vir die kosbare mense wat hier so sit. Ja, Vader, ek wil seën waar hulle uitgaan, en dat dit wat uitgespreek is oor hulle gou in wording sal kom, dat hulle verlos kan word, hulle vry kan word om te lewe in hulle roeping wat U vir hulle beplan het. Ja, Vader, ek wil ook die geleentheid gebruik maak om vir Manny te seën, waar hy vandag verjaar, sy 81ste verjaarsdag, die groot impak wat hy het op elkeen van ons se lewens, spreek ek 'n groot seën oor hom uit. Gesondheid, voorspoed, voorsiening, dat hy nie 'n dag sal bekommerd wees oor enigiets, en dat U hom net sal bless. Vir hom en Tannie Olaf, wat ook vir Gerrie en die stel, wat altyd getrou hier so by die kerk is, en ek so bly hulle kan 'n tydjie afvat, en seën hulle ook in sy besighede, sy praktyk, alles wat hulle saam doen. Ja, Vader, en ek stuur die mense nou uit, en ek sê baie dankie vir hulle, in die naam van Jesus. Amen.